Storie. En hierdie is 'n storie oor bakkies, wat eintlik glad nie bakkies is nie, want die goed kos so by die 15 miljoen rand elk. Hierdie is 'n motorsport storie en soos met meeste motorsport stories, is al 'n groot groep mense agter die skerm wat dit alles moontlik maak. Hierdie is weer eens een van daai motorsport suksesstories waarvoor ons so lief is en as patriotiese Suid-Afrikaners natuurlik ook trots is op wat tydens die storie gebeur. Die storie is die gewilde en nou al reeds bekende een van die groot rol wat Suid-Afrikaners speel in die wêreld van motorsport, veral die wêreld van sogenaamde rally raid racing, of dan nou veldrenne soos ons dit hier ken, of woestynrenne soos dit in meeste van die wêreld bekend staan. Dis dan nou die Dakar om die groot een op te noem wat almal natuurlik baie goed ken, alom bekend as die wêreld se heel strafste wedren. Honderde deelnemers, 2 weke deur 'n ongenaakbare landskap en woestyn en sowat 5000 km teen die stoppoortlys. Suid-Afrikaners vaar tradisioneel goed op die Dakar en die rede daarvoor is eenvoudig, want ons plaaslike kampioenskap is eenvoudig wêreldklas. Die kompetisie is straf in die vorm van 'n klomp mededingende vervaardigers soos Toyota en Ford wat mekaar die stryd aansê, maar ook straf in die vorm van die wêreld se heel beste renjaars wat jy hier op tuisbodem aantref. Kom ons verduidelik verder. Kyk nou na die span, die amptelike fabriekspan van Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika. Dis 'n span wat al oneindig baie Suid-Afrikaanse titels die afgelope paar dekades losgejaag het. Dis ook 'n span wat hulle 'n paar keer koning gekraai het by die Dakar self. Dan is daar nog 'n fabriekspan soos die een, die Ford Suid-Afrika span wat hulle 'n paar keer die Suid-Afrikaanse kampioenskap ingepalm het en pyp presteer het op die internasionale SA Safari Rally. Uiteraard is die twee stryd 'n baie ingewikkelde een, want nie net beklei Ford en Toyota teen mekaar om op die boonste trappie van die wennerspodium te staan nie, maar hulle voer ook 'n bitter stryd om koning te kraai wanneer dit by maandelikse verkoopsyfers kom. En dan kry jy spanne soos die een, spanne wat uit en uit gemik is op Suid-Afrika, vir Suid-Afrikaners met die doelwit om die opwinding van veldrenne met Suid-Afrikaners te kan deel. En hoe beter as om dit te doen in Suid-Afrika se gunsteling bakkie. Hierdie is die span van Team Hilux Rally Ry. En dit lyk dalk nie so nie, maar die Hilux span is 'n private span. Dis die breinkind van die sakeman Forsie Blighnout en sy broer Bertus. En natuurlik is die manne baie mededingend en wil hulle net so graag wen soos die volgende ou. Maar dis ook hulle gevoel dat hierdie een van die mees opwindende sportsoorte op die planeet is en dat mense hierdie opwinding met vriende en familie moet kan deel. In 'n wêreld waar alles oor wen gaan, is dit lekker om in die Hilux span se gedeelte van die dienspark in te stap en vriendelike mense te sien wat lag en gesels, dit terwyl die kinders op die grasperk speel. Maar 'n vriendelike en aangename atmosfeer beteken egter nie dat hulle nie mededingend kan wees. Luister nou, sê net gou vir die kykers al buite, hoe is dit nou moontlik om in, wat is dit, 3 jaar, in 'n top range bakkie te klim, hier te kom en 'n resies te wen? Dis eenvoudig, ek jaag vir die speedkops weg, dis my oefen. Is dit hoe jy geleer het? Nee, ons het dit is maar net ons ry met 'n goeie bakkie. Janiel help ons nou die laaste tyd baie met die suspension en die kar voel ongelooflik goed. En ek dink dis 'n baie groot voordeel vir ons en ja, ons is super fiks. So ja, as die manne begin moeg raak, dan trek ons hom deur. Super, so dis nou die tyd in die gym wat nou afbetaal. Nee, ons is fiks hoor, so nee, ons geniet elke oomblik. Jy kan was die bakkie self in die modder uitstoot en vas. Ja, dit gebeur nie altyd nie, hoor. As hy vas is, sit hy vas. So, hoe fiks jy ook al as dit werk nie. So, maar nee, oor die algemeen was 'n goeie reis vir ons. Goeie event en ons sal maar nou wag en hoor wat sê hulle met die final results. Luister nou, môre is nog 'n dag nog resies, wat se plan selfe? Nee, ons maar flat out gaan. Ja, ons het vanoggend 'n bietjie paar skrikke gevang met die qualifying. Die trek was bietjie kwaai uitgetrap. Ons sal maar môre weer vat en kyk hoe loop hy. Asof hy speedkop ons jaag. Nee, wat ons jaag hom weer weg. Die span bestaan uit 3 motors. Een word gejaag deur die bekende Hornbroers van Mallelaan Toyota. Hulle is voormalige algehele wenners en onder die gunstelinge in die sogenaamde T1+ Suid-Afrika klas. Dis nou so 'n tipe van die tweede klas karre wat gemik is op Suid-Afrikaners wat nie Dakar aspirasies koester nie. En dan kry die grootman self, Forsie Blighnout, wat saam met sy broer Bertus die binneruim van hul nommer 239 Hilux redelik vol sit. Die broer se storie is eintlik nogal so merkwaardig hier. Tot en met so wat 4 jaar gelede het die man nog nooit eers 'n topklas veldrenmotor gejaag nie. En sommer net so het hy agter die stuur ingeskuif en was hy basies dadelik mededingend. Die man is duidelik met 'n spul motoriese talente geseën en binne sy eerste paar jaar in die toppunt van die sport het hy homself reeds as die koning van qualifying gevestig.
Hulle het al op die podium gestaan, maar vir nou is dit seker net 'n kwessie van tyd voordat hulle binnekort die vonkelwyn van die boonste trappie af sal spuit. En laaste, maar nie die minste nie, na meer as 22 jaar as 'n fabrieksjaar, het die Suid-Afrikaanse renlegende 'n nuwe tuiste gevind. Team Hilux is deesdae die tuiste van Janiel de Villiers, wat homself gate uitgeniet van agter die stuur van 'n Hilux, terwyl hy ook sy kennis en ervaring met die res van hierdie span kan deel. In realiteit sal Janiel nooit ver weg wees van 'n titel af nie, en in 2025 was hy weer eens onder die voorlopers om met die Suid-Afrikaanse titel weg te stap. Maar vir eens kon hy nie die knoop deurraak nie. Met slegs 1 wedren in verjaar se kampioenskapsgeveg oor, was Janiel derde op die punteleer, terwyl die groot geveg oudergewoonte gewoed het tussen die fabriekspanne van Ford en Toyota. Ford se Gareth Woolridge was net voor die Hilux van jongeling Sahoed Variawa met die aanvang van die laaste wedren van 2025. Die Northern Bosveld 400 by Kuduskop in Limpopo. Mens kort ook 'n bietjie geluk in die wêreld van motorsport en daarvan het Woolridge niks gehad. Sy Ford het ongelukkige onderontsie beleef met van die plaaslike wildlewe. Die Nataller kon wel voortjaag, maar kosbare tyd was verlore en daarmee ook die kans om vir die titel te kan beklei. Een man se dood egter is 'n ander se brood, en na 'n hele seisoen se prestasies agter die stuur, was Toyota se jongeling Sahoed Variawa in die perfekte posisie om die titel op te raap. Variawa het nie net die ren gewen nie, maar in die proses ook die jongste Suid-Afrikaner geword om met die gesogte nasionale veldren kampioenskapstitel weg te neem. Weereens bewys van die gehalte van Suid-Afrikaanse renjaars. Intussen pak die nuutgekroonde SA kampioen reeds sy tassies om die Dakar aan te pak, dit terwyl Ford en die Team Hilux manne reeds planne sal beraam om in 2026 opnuut weer mekaar die stryd aan te sê. Want net so vinnig as wat daai bakkie se tank petrol kan uitjaag, net so vinnig het ons tyd op hierdie episode opgeraak.